wat ons dit opgeneem het. Nou baie welkom, is lekker dat julle hier is. Kom ons sing gou bietjie saam, net so een of wat lied. Ek dink kom ons probeer met volke, al julle volke klap julle hande. Het julle hande saamgebring? Party mense hou nie daarvan om hande te klap nie, dis alright. Jy kan doen wat jy wil, maar dis heel Bybels om hande te klap. Partymal is ons hande soos musiekinstrumente wat ritme gee en hierdie kom net so uit die Bybel uit en dit sê al julle mense klap julle hande. Wees opgewonde oor die Here want hy is fantasties en daar is niemand soos hy nie. So kom ons sing gou hierdie pragtige lied. En as jy wil hande klap, is jy welkom. Al julle volke klap julle hande, juich tot eer van God. Verhef julle stem en roem sy naam in elke stad van aarde. Sing dan saam, loof en prys sy grote naam, want hy is ewig koning in die hemel en op aarde. Sing dan saam, loof en prys sy grote naam, die hemelkoning skenk ons sy genade. Ja, dis genade wat jou laat hande klap, genade wat jou opgewonde maak. Genade beteken, ons verdien dit nie, maar ons kry dit, net omdat hy ons lief het. En hy is ewig koning in die hemel en op aarde, die volke kniel, die nasies juich voor al sy skeppingsdade. Sing dan saam, loof en prys sy grote naam, want hy is ewig koning in die hemel en op aarde. Sing dan saam, loof en prys sy grote naam, die hemelkoning skenk ons sy genade. Nou hier is 'n Ou Testamentiese lied, hy kom net so die Ou Testament toe, hulle nog na die tempel toe gegaan. Nou is die tempel jou liggaam, maar kom ons sing. Ons gaan in sy woning en hy roep ons almal saam. Die skare juich, die horings blaas, ons almal roem sy naam. Sing dan saam, loof en prys sy grote naam, want hy is ewig koning in die hemel en op aarde. Sing dan saam, loof en prys sy grote naam, die hemelkoning skenk ons sy genade. Man, dis wonderlik. Dankie dat julle saam met my gesing het. En kom ons sing so saam met die kinders, net so ietsiekie. Ek dink daar is een van die stapsoldaat. Waar is die kinders? Ek ga op julle hande, ek sien waar is, daar is 1, 2 kindertjies, alright. So, julle kan by oom Jan kom staan as julle wil, net as julle wil. Dit sal lekker wees, maar dis 'n liedjie wat sê, ons behoort aan Jesus, en ons is in sy span, en dan is ons in die wenspan, en ons het 'n vyand, en wat is die vyand se naam? Dis die duiwel, die Satan, maar die Here het hom klaar gewen, hè? En die duiwel is 'n bietjie lastig nog, né? Hy is soos 'n slang. Julle weet mos die Bybel sê Jesus het gekom om die ou slang se kop te vermorsel. En wat doen jy as jy 'n slang se kop vermorsel? Dan maak sy sterk nog so. Maar hy is eintlik dood. En dis soos dit is. Die duiwel is klaar oorwin in Christus, maar hy is nog lastig. En hy maak ons nog bang. Maar ons moet sê, Here, ons is nie bang nie, want ons is u soldate. Nou, soldate is mense met gewere, hulle skiet, né? En soldate is mense wat met vliegtuie ry, vegvliegtuie, en hulle ry soms met pansermotors, dan ry hulle so, met groot tanks, né? So dit is wat soldate doen. Maar ek en jy soldate van Jesus, ons doen nie dit nie, ons bid, en ons het ander wapens, en ons sê, ons weet die Here is by ons, hy is lief vir ons, so, as jy saam met my wil sing gou, ons is nie stapsoldate nie, maar Jesus soldaat. Ek is nie 'n stapsoldaatjie nie, 'n reissoldaatjie nie, 'n vegsoldaatjie nie, maar ek is nie 'n skietsoldaatjie nie, maar ek is Jesus se soldaatjie, ja meneer. Ek is Jesus se soldaatjie, ja meneer. Ek is Jesus se soldaatjie, ja meneer. Ek is nie 'n stapsoldaat, en 'n reissoldaat, en 'n vliegsoldaat, en ek is nie 'n skietsoldaat, maar ek is Jesus se soldaat, ja
man, en as ons dit sing, dan sê die duiwel, nou is ek 'n bietjie bang, want ons kinders in Tabazimbi wat dit regtig weet, dat die Here my gewen het. Nou maatjies, kom sing nog 'n liedjie, of kom ek sing gou vir julle 'n liedjie, en dis 'n liedjie wat vertel van Noag. Onthou julle van Noag? Ken julle van Noag in die Bybel? Noag hy was baie lief vir die Here. Hy het die Here se pad geloop en sy hart was vol van die Here en hy het gebly by mense wat gesê het, ag nee, wat wie's die Here? Hy is sommer stel nie belang in hom nie. En hulle het allerhande lelike goede gedoen, hè? En toe sê die Here, man, ek moet nou 'n einde maak aan die goeders. En toe laat hy dit vreeslik reën, onthou julle? En toe die reën geval, plip, plop, plip, plop, reendruppels op my kop, en naderhand was dit riviere, en naderhand was dit sommer die hele aarde vol, en die mense verdrink, maar nie Noag nie, want die Here het voor die tyd vir Noag gesê, jong, jy moet 'n groot skip bou, en hulle het genoem 'n ark, en met die skip bou, en toe bou hy die skip, en toe het hy van al die diere 7 pare gevat, en hulle binne in die skip saam met hom geneem, nee. Hallo, dis lekker dat jy vir my kom kuier, baie dankie. En toe sit Noag en sy familie, hulle was 8, sit hulle in die ark, en toe het hy en al die diere oorleef, hulle het nie verdrink soos die ander mense nie. Hoekom? Want hy het gehoor wat die Here vir hom gesê het. En dis die belangrike ding, ons lees in die Hebreërbrief, dat die Here sê, of dat daai skrywer sê, en omdat Noag in God geglo het, daarom het hy sy hele gesin gered. En toe dink ek, toe ek dit eendag lees, jong, my gesin is my so baie werd, ek moet ook maar luister wat die Here sê, nee. Dan sal daar baie positiewe resultate wees. Wat is jou naam? Nog nie 'n naam gekry nie. Ja, is alles reg, my kind staan sommer net hier by hom. Kom ons sing van Noag, wat geluister het wat God gesê het. Noag het 'n ark gebou, die mense het hom uitgejou. Noag het so gepleit, maar sy hart was vol verdriet. Die reën stort neer in strome, wys die reën. Die reën stort neer in strome, en die reën stort neer in strome, en net maar 8 is gered. Nou wat dan van al die diere? Moenie worry nie, God sal sorg. 2 vir 2 stap die diere in, die aap en die beer en die kangaroo, en die ark sit wil en wag op die grote oordeelsdag. Die reën stort neer in strome, die reën stort neer in strome, die reën stort neer in strome, en net maar 8 is gered. Dis lekker as jy na die Here luister, kan jy maar weet, die resultaat is altyd die beste. Ek gaan gou nog een liedjie sing vir die kinders, en dis 'n liedjie wat praat van ons tonge. Het jy 'n tong, naamloos? Ja, jy het 'n lekker lang tong, jy. Ja, ons tonge, waarvan hou jou tong? Van romans? En koekies? Nee, dis 'n snaakse tong. Alright, en wat van milkshakes? Ja, lekker. Ons tonge proe al die lekker goed, maar ons tonge proe ook die slegte goed, né? Soos koekies. Ja, ons tonge proe slegte goed. As ons te veel peper op ons tong gooi, of tabasco of so, dan sê die tong, nee, dis 'n bietjie kwaai, dit brand nou te erg hierso. So, doen dit liewers nie. So, ons tonge proe lekker, en ons tonge proe sleg. Maar ons tonge praat ook lekker, né? En dit praat ook sleg. Dieselfde tong, wat so mooi praat soms baie lelik. Dit is ongelukkig so. Jakobus sê, oppas vir jou tong, né? En wanneer praat ons sleg met ons tong? As ons wat doen? As ons vloek, wie kan vloek? En wie kan jok? Ja, jok. En wie kan skinder? Ek weet hulle doen dit nie in Tabazimbi nie. Dit is
Dit klink 'n bietjie sleg. Ja, skinder is maar ons almal se probleem, nee, om van skinder is wanneer jy lelike goed van iemand anders sê en jy doen dit agter daai iemand se rug, so daai persoon kan homself nie verdedig nie, né? So dis nie goed om te skinder nie. So ons kan allerlei lelike goed doen met ons tong. Alright, so hierdie liedjie het Jan geskryf oor ons tonge en dit sê, soos die Afrikaners so mooi sê, sit te wag voor jou mond. Sit te wag voor jou mond. En ek wonder of julle slim mense van Tabazimbi nou vir my sal help, dat die koorgedeelte julle met my sal saam sing. Die koorgedeelte is nie te moeilik nie, het gaan van groot na klein. En julle is ons intelligente mense, so die woorde gaan so. Sit te wag voor die mond, sê die man vir die hond, sê die hond vir die kat, sê die kat vir die muis, sê die muis vir die kriek, sê die kriek vir die muur, sê die muur vir die luis in die huis. Nou die dag toe ek dit in die gemeente sê die muur vir die luis in die huis, toe stamp ou tannie so in die oomie sê dis jy. Jy sê luis in die huis. So, hierdie liedjie sê praat mooi, een woord, een sin kan 'n mens se lewe verskriklik seermaak. Né? Daarom moet ons woorde mooi tel. Een woord kan ook iemand geweldig opbou. So ons moet sê, ag Here, help vir my dat my woorde mooi praat. Soos U wil ek moet praat. Wees versigtig wat jy sê, want iemand kan dit vir jou ook sê, want jou woorde bou mense op 'n goeie woord kan trane stop. Hier gaan ons as julle reg. Sit te wag voor die mond, sê die man vir die hond, sê die hond vir die kat, sê die kat vir die muis, sê die muis vir die kriek, sê die kriek vir die muur, sê die muur vir die luis in die huis. Sit te wag voor die mond, sê die man vir die hond, sê die hond vir die kat, sê die kat vir die muis, sê die muis vir die kriek, sê die kriek vir die muur, sê die muur vir die luis in die huis. Dink mooi voor jy praat, wat jy praat, kan mens gelukkig maak. En Jesus, hy woon ons binne in jou, jy moet praat soos Jesus sing. Die gaan ons nog 'n keer. Sit te wag voor die mond, sê die man vir die hond, sê die hond vir die kat, sê die kat vir die muis, sê die muis vir die kriek, sê die kriek vir die muur, sê die muur vir die luis in die huis. Sit te wag voor die mond, sê die man vir die hond, sê die hond vir die kat, sê die kat vir die muis, sê die muis vir die kriek, sê die kriek vir die muur, sê die muur vir die luis in die huis. Sit te wag voor die mond, sê die man vir die hond, sê die hond vir die kat, sê die kat vir die muis, sê die muis vir die kriek, sê die kriek vir die muur, sê die muur vir die luis in die huis. Sit te wag voor die mond, sê die man vir die hond, sê die hond vir die kat, sê die kat vir die muis, sê die muis vir die kriek, sê die kriek vir die muur, sê die muur vir die luis in die huis. Sê die muur vir die luis in die huis. Ja. Tannie, dankie dat jy probeer het. Jy het wel diere gesing wat in die liedjie is nie, maar dis alraai. Ek speel so behoor. Daar sê. Alright, dit is nou, sal 7 minute oor en ek het gesê, ek gaan julle nie lank besig hou nie. Ons het vanmôre gepraat, liewe vriende, jy kan maar gaan sit as jy wil. Jy wil by my bly. Jy is welkom. En ons het vanmôre gepraat oor gebed en hoe belangrik dit is om te bid, om te praat met die Here. Want dan is jy verbind aan die kragbron van jou lewe. Dit is die engine kamer van 'n mens se lewe wat die wiele in die gang hou, wat jou die toekoms invat op 'n ordentlike manier. Dit vul jou met sy kwaliteite. Dit maak dat jy in sy teenwoordigheid sterk is en dat jy verander hier binne in jou hart en dat jy dis werklik waar hoop het en positief is vorentoe. Is dit nou ouma? Alright. En is belangrik dat ons sal bid en dat ons sal praat met die Here. En die teks wat ons gehad het was, wees oor niks besorg nie, wees bly, wees baie bly oor wat jy het in Christus en wees dus nie besorg nie, moenie stres nie, moenie bang wees nie, moenie vrees nie, dis nie nodig nie, dis eintlik 'n opdrag, moet dit nie doen nie, moenie toelaat dat jy op daai vlak beweeg nie, maar laat jou begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God en dan sal die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan wat jy nie mooi verstaan nie, sal jou emosies beheer en dit sal jou denke beheer
in Christus Jesus, omdat jy in hom glo en hy binne in jou is. Wat 'n wonderlike teks. En ons het vanmôre gepraat oor bekommernis, oor vrese. En ons het gesê, dis die manier om dit te hanteer. Die beste manier is om te praat daaroor, om dit vir die Here te gee. En ek hoop dit het deurgekom na u toe. Nou, wil ek sê vanaand, dis lekker om met God te praat. Ek hoop dit is vir jou lekker. Party mense het hierdie idee van gebed is hierdie formele tipe ding. Ek vanmôre probeer sê, dit is nie wat dit is nie, jy praat met hom. Jy praat sommer deur die dag met hom. Jy praat aan mekaar met hom. Hy's oral saam met jou, met jou. Want sy naam is mos Immanuel en dit is hy's by my. Hy's by my. Ja, nee, hy's in die hemel. Ja, hy bid vir jou in die hemel. Kyk hoe goed is hy bid vir jou. Maar hy het sy gees gestuur en sy gees is sy gees. Sy teenwoordigheid. Jesus se teenwoordigheid, die Vader se teenwoordigheid. Hier by my, nader as my asem, hier in my. En ek hoef nie eens 'n harde woord te sê om te bid nie, ek kan sommer net in my gedagtes bid, want hy hoor alles. En hy neem waar wat in my aangaan, en wat ek dink en beplan. En dit is so lekker om dit alles met hom te deel. Miskien is dit wat Jesus gesê het, toe hy gesê het, bly in my, soos ek in julle. Want sonder my kan julle niks doen, wat die moeite werd is. Bly in my soos ek in jou. Ek is in jou. As jy wedergebore is hy in jou. Jou liggaam is die tempel van die Heilige Gees. Hy is in jou en hy's met jou en hy deel jou hele lewe 24/7 met jou. Alles wat jy doen. Selfs dit wat jy nie vir ander mense sou doen nie, deel hy met jou. Want hy's daar. Hy's hier. Maar jy is partymal nie in hom nie. Ek en jy is soms weg van hom, ons gedagtes is weg van hom, ons beplanning is weg van hom, ons eie lewe is so op sy eie koers partymal, dat ons partymal met 'n skrik agterkom, ons is nie meer by hom nie, hy is nog by ons, maar ons is nie by hom nie. Ons is nie doelbewus daarom te sê, Here, vul my, praat met my, Here, wat sê hiervan, Here, wat sê u daarvan nie. Laat julle begeertes in alles, letterlik alles van jou lewe, alles van my lewe, laat dit bekend word by hom, gee dit vir hom. Ek sal môre aanpraat oor wat beteken dit dat bekend is. Partymal klink dit asof God nou nie eintlik weet nie, nou moet ons hom in kennis stel, nee, dis nie wat daar staan nie. Maar die belangrike ding is, jy kan alles met hom deel. Nee, jy moet alles met hom deel. Anders te raak jy arm, want dan kry jy nie sy wonderlike teenwoordigheidskaraktereienskappe nie. Dan lewe jy nie met sy wysheid nie, met sy insig nie. Dan kan die Gees van God jou nie regtig lei nie. Want jou kop is op 'n ander plek en jou hart is op 'n ander plek. Ekskuus as dit nou klink of ek jou veroordeel of hard is met jou. Nee, ek is jaloers in my gees dat jy saam met hom sal lewe elke sekonde van die dag. En selfs in die nag as jy slaap, ek het al wakker geword as ek besig om met hom te praat. Want jou gees slaap nie. Jou gees is lewendig en dis waar hy woon. En daarom kom ons lewe terwyl ons is lekker om by hom te wees. Ek dink party mense praat nie met die Here nie, omdat hulle dink is nie lekker om by hom te wees. Hulle het 'n skewe idee van wie God is. En in 'n sekere sin het ons almal skewe idees van wie God werklik is. En het die Heilige Gees nodig om te kom werk aan ons, sodat ons die ware karakter van God kan leer ken. En as God vir jou ver weg is, soos vir die Ou Testamentiese, agter die vuurkolom, agter die wolkkolom, daar bo ergens, dan is dit baie moeilik om met hom te praat. Dan praat jy soos party mense in Suid-Afrika, hulle staan 3 tree van mekaar af, dan skree hulle op mekaar. Daai ding verstaan ek nie, maar dit is so. God is nie daar nie. Hy is hier. En as jy hom ken vir wie hy is, hierdie wonderlike God wat vir jou lief is, hierdie wonderlike God wat vir jou omgee, hierdie wonderlike God wat sê, ek sorg vir jou, ek
het jou by jou naam geroep, jy is myne. Maak nie saak wat jy deurgaan nie, ek is daar vir jou, ek is lief vir jou, ek gee om vir jou. Dan is dit so lekker om net jouself in sy teenwoordigheid te wees. Just to be yourself. Want hy ken jou, net soos jy is, hy ken my net soos ek is, en hy is lief vir jou net soos jy is, en hy gee om vir jou net soos jy is. Ek het nie beplan om hierdie lied te sing nie, maar kyk gou of ek hom in die hande kry. Ja, hy sê, baie van ons moet God eers leer ken as 'n vader, as 'n pappa. 'n Pa wat regtig omgee vir sy kinders. Nie 'n onderwyser nie, nie 'n kwai, iemand wat jou te navel kom nie, maar 'n pa. Abba, Vader. Paulus sê in Romeine 8, hy sê, ons het 'n gees van aanneming tot kinders ontvang, en ons roep die vanuit ons gees, Abba, Papi, Vader. Ek het sommer 'n paar jaar gelede 'n liedjie daaroor opgeneem. Hoe langer mense hom ken, hoe liewer raak jy vir hom. Want sy liefde is so werklikheid vir jou. Hy wil hom eer verwees. Heer, ek wil U loof en U naam besin, 'n ruiker vol van lof wil ek vir U bring. Met liefde kom ons nader en bring U al die Heer, en ons harte roep dit uit, U is ons Abba Vader. Hier ons het U lief en ons sal U eer, want U het ons eerste lief gehad. Daarom loof ons U Heer. Ek wil jou nooi om op sy skoot te kom klim, om in sy oë te kyk, om sy liefdesarms te voel. Jy het dit nodig, al as jy 'n groot man met blou bilspiere. Jy het God se liefde nodig. Ontvang sy liefde. Leer om te ken vir wie hy is. Hier 'n nuwe lied wil ons vir U sing. Al die lof en dank, o Vader, wil ons vir U bring. Ons kniel voor U neer om U naam te eer, en ons harte roep dit uit, U is ons Papa, Vader, Abba. Hier ons het U lief, en ons sal U eer. U het ons eerste lief gehad, ons loof U Heer. U is ons Vader, Heer. Daar was 'n tyd wat ek gedink het, dis 'n bietjie soppie, om nou sulke sentimentele goed te sing en te sê vir die Here. Hoe langer ek hom ken, hoe meer besef ek, dis wat ons veronderstel is om te doen. Om te eer, en hoe sê die Engelse, to bask in His love. Om te blom in sy teenwoordigheid. Want sy heerlikheid deel hy met jou en met my. 24/7, elke sekonde van die dag in sy teenwoordigheid, praat met hom. Praat met hom. Praat met hom oor alles. En dit is so lekker. Dit is so lekker.
Ek weet nie van jou nie, maar ek is soms in 'n stad en dan soek ek 'n parkeerplek en dan kry ek dit nie en voordat. Nou het ek al geleer, voordat ek by die plek kom waar ek moet parkeer, dan sê ek, Vader, asseblief gee vir my guns as dit moontlik is, Here, en dis in die wil, gee vir my 'n parkeerplek. Dit werk elke keer. En baie ouens sê, nee, maar jy kan nou nie dit doen nie, die Here is besig, jong, jy kan nou nie sy tyd mors nie. Ag, twak man. Elke haar op jou hoof is getel, hy ken vir jou, hy weet elke weefsel van jou lewe. Sal jy nie as sy kind vir hom kan vra oor klein praktiese goedjies nie? Het julle al ooit sleutels verloor? Miskien omdat ek so baie op die pad is, verloor ek baie keer sleutels in die, nou nie soos in regtig verloor nie, maar soos in, ek moet ry en waar is my sleutel nou? Ek het geleer om dadelik vir hom te vra, Here, help my om die ding te kry. Dit werk elke keer. Ek dink ek en jy moet sê, dis ons lewensmotto. Ons wil afhanklik van hom wees elke dag en ek gaan môre aan baie meer daarvan praat. Maar dit is belangrik dat ons afhanklik sal wees en dat ons met hom sal praat soos 'n man met sy vriend praat. In die Ou Testament al lees ek hoe dat Moses met God gepraat het soos met 'n amper sy kapel. Met 'n vriend. En God het met hom gepraat soos met 'n vriend. Miskien ken jy die storie van die oomie wat nie geweet het hoe om te bid nie en hy was in hierdie stryk van ek moet nou ordentlik bid en ek moet nou net reg bid en so aan en hy was 'n bietjie bang om te bid. Party ouens is regtig bang om te bid in die openbaar. Hulle vra eendag vir 'n diaken. Eintlik het die diaken wat gekies is gesê moet tog net nooit vir my vra om te bid in die konsistorie voor of na die diens nie, Bernard. En toe kom daar 'n besoekende predikant en hy weet toe nie van die ou se probleem nie en toe sê hy, sal die broer asseblief vir my afsluit met gebed. En toe raak hy verboureerd en weet jy wat hy moet doen nie en hy voel so in sy sak en hy haal die boksie vierhoutjies uit en hy sê Leon Safety matches, amen. Dis nou maar 'n ou grappie, maar liewe vriende, party ons is regtig bang om te bid want hulle is nie gewoond om met God te praat nie. Die oomie het ook nie geweet hoe om met God te praat nie. En toe het iemand vir hom raad gegee en gesê, wil jy nie 'n stoel kry daar in die kamer waar jy gewoonlik jou Bybel lees en so aan, dan sit jy die stoel daar neer. En dan as jy nou klaar gelees het, dan verbeel jy jou God sit op die stoel. Dan sien jy jou gedagtes, hier sit die Here by jou. En dan praat jy met die stoel. En hy begin om dit te doen. En dit was vir hom 'n wonderlike ervaring, want hy het sy hart begin uitpraat. Want in sy gedagtes het hy God gesien sit op die stoel. En toe word hy baie siek en hy beland in die hospitaal. En toe hy in die hospitaal is, toe vra hy vir die mense, stuur asseblief vir my, of gee vir my asseblief net 'n stoel hier voor my bed. Want hulle sê, wat wil jy met die stoel maak? Nee, hy sê, ek wil graag met iemand praat. En toe bring hulle die stoel vir hom, en toe sit hy, en toe lê hy in die bed, en praat hy met die Here. En toe sterf hy. En toe hulle die volgende oggend in sy kamer kom, toe lê hy met sy kop van die bed af. En dit rus op die stoel. Op die skoot van sy Jesus. En jy moet leer om in elke situasie te praat met die Here. Nou, ons het vanmôre van bekommernisse gepraat, kom ons praat vanaand oor begeertes. Laat julle begeertes in alles. Julle begeertes. Ek wens ons het tyd om te hoor, wat is jou begeerte? Wat is jou drome? Wat is jou wense? Wat wil jy nog bereik? Watse planne het jy nog in jou lewe? Party ouens dink die Here is net geïnteresseerd in kerklike goeders. Jy is sy kerk. Jy is sy kind. Hy stel belang in jou. En baie keer plant hy in jou en my drome
wense. Een van die wonderlikste dinge wat ek geleer het, is ek het 'n boek gelees van Jamie Buckingham. Hy is 'n Christelike outeur. Hy het 'n boek geskryf onder andere Where Eagles Soar. En toe ek die boek lees, toe maak dit vir my sin waar hy sê, baie keer as jy terugdink in jou lewe, daardie heel eerste droom wat jy gehad het, daai heel eerste begeerte wat jy gehad het om iets te wees, 'n dokter, of 'n dit, of 'n dat, daardie heel eerste begeerte blom naderhand in jou en word baie keer 'n realiteit. Want God plaas baie keer in klein kindertjies 'n droom. Ekskuus dat ek vir myself praat. Ek was so groot gewees toe ons vakansie daar naby Gansbaai by 'n plekkie met die naam van Pearly Beach. En dit was ongerep, my pa het die tweede huis gebou, vandag is daar baie huise. Maar ons het wat in die eensaamheid daar lekker vakansie gehou. En ek kan onthou hoe dat ek as klein seentjie gestaan het en gesing het vir die bosse. En gedink het, die bosse is mense. En later het dit 'n werklikheid geword. Ek glo God het daardie drome in my hart geplaas. God plaas drome in mense se harte. Hy het vir Abraham 'n droom gegee en gesê, kom kyk na die sterre, kyk, laat dit, jy het 'n begeerte, julle wil so graag 'n kind hê, maar jy en Sarah kan nie, maar kom ek wys vir jou die moontlikheid in my. Jou begeerte gaan 'n werklikheid word. En jou nageslag gaan soos die sterre in die hemel wees. Hy plaas 'n droom in Jakob se hart en hy leer hom hoe om ryk te wees, om suksesvol te wees, hoe om sy skape te laat aanteel. En die raad wat die Here hom gee ten opsigte van die Engelse praat van spot and speckle, die spot and speckle takke. Het klink totaal almal, maar dit was God wat die droom in hom geplaas het. En toe hy dit doen, toe word sy begeertes om 'n suksesvolle man te wees waar. Wat wil jy graag hê? Wat 'n droom het God in jou hart geplaas? Hou vas aan die drome wat God jou gee. Psalm 37 vers 4 sê, verlustig jou in die Here, en hy sal jou gee die begeertes van jou hart. Verlustig jou in die Here. Praat met hom oor jou drome. Hy het vir Hanna, nadat sy by hom gepleit het, Here, ek het 'n begeerte na 'n kind, asseblief, wil jy nie vir my 'n kind gee nie? Het sy ervaar hoe die Here vir Samuel gestuur het, een van die grootste manne in die geskiedenis van Israel. Ek lees net eergister in my stilte tyd van Rachel, wat ook eintlik kinderloos was, wat toe een kind gekry het, en toe pleit sy by die Here vir nog 'n kind. En dan staan daar, en die Here het haar hart gehoor, en Josef is gebore, en uit Josef het die geslag van Jesus gekom. Die Here het vir Josef drome gegee. As jong seun, diep in sy hart met hom gepraat, om begeertes gegee, wat uniek was. En die Here het vir hom gesê, mense gaan voor jou buig. Hy het ongelukkig 'n bietjie arrogant geword met die droom, en dit begin vertel vir sy boeties, en hulle het vir hom baie vies geword daaroor. Maar die droom het 'n werklikheid geword, want God het dit in sy hart geplaas. En hulle het voor hom kom buig in Egipte land, toe hy tweede in bevel was van daardie land. Wat 'n droom is daar in jou hart? Wat 'n begeertes het jy? Ek dink is reg om met God daaroor te praat. Sê vir hom wat jy graag wil doen. So 'n paar jaar gelede het ek en my boesemvriend, hy is ongelukkig oorlede, hy was ook 'n predikant, ek en my boesemvriend met mekaar gesels en gesê, ons het hierdie droom, ons wil met ons motorfietsse gaan ry oor die Alpe, Switserse Alpe, om die Alpe
te geniet op 'n motorfietserug. En daai drome waaroor ons gebid het werklikheid geword. Verjaar gaan ek vir die 10de keer met 'n groep motorfietsryers oor die Alpe ry en die Dolomiete in Italië. 'n Wonderlike ervaring. God het my begeerte van my hart gesien. Ek kon daar sonder klaarkom. Is nie nodig dat ek dit doen nie. En tog het die Here gesê, Jan, gaan geniet dit. Gaan verwerklik jou droom. Klein goedjies, klein begeertes in jou hart. Sê dit vir die Here. Praat met hom daaroor. Droom, God se droom vir jou lewe. Ek het die Afrikaans geskryf van hierdie lied. Kom droom, die onmoontlike droom. Bly glo teen die storm en wind. Vergeet die mislukking van gister. Bly hoop en vertrou soos 'n kind. Stap aan deur jou donkerste nag. Bly staan, hou aan hoop elke dag. Bly glo aan die krag van jou drome. En droom voor die toekoms wat wag. Dis my besluit dat ek sal bly glo. Ek stap na die dagbreek met hoop in my oë. Met hoop tree vir tree sal ek elke dag gaan. En ek weet in die lewe se stryd stap my God met my saam. En ek belief in die son in die donkerste nag. Sal my hart net bly fokus op hom. Ek sal leef uit sy krag. En ek weet, as ons aanhou probeer, aanhou hoop en bly fokus en glo, dan sal ons wel leef as oorwinnaars en reik na die hemel daarbo. Droom, God se droom vir jou lewe. God het 'n droom oor jou. En dit het 'n droom oor my. Hy wil sy plan uitvoer in jou en my. En hy kom praat in ons hart en hy sê, ek sal met jou wees en ek sal jou help. En sê Paulus in Romeine 8 vers 32, as God sy seun vir ons gegee het, sal hy nie saam met hom ook alles vir ons genadiglik skenk nie. Alles wat ons nodig het, sal hy dit nie vir ons gee nie. Ek en jy moet bid oor die klein detail van ons lewe. Almal van ons begeer om gesond te wees. Bid vir jou gesondheid. Voordat jy kanker kry. Voordat jy hospitaal toe gaan. Bid nou terwyl jy gesond is. Van jou kop tot jou tone. Ekskuus, laat ek weer iets oor myself sê, maar ek het dit geleer. Ek moet prakties bid oor die klein detail, die begeertes in my hart. En daarom bid ek elke week planmatig. Elke maandag bid ek vir my familie. Ek bid vir my vrou. Ek bid vir my kinders. Ek bid vir my kleinkinders. Ek bid vir hulle wat na my dood sal kom. En ek pleit dat God se hand op hulle sal wees. Want jou en my familie is die kosbaarste besitting wat jy het. En daarom wil jy die beste en jou begeerte is dat jou mense gelukkig en vervuld sal wees. Bid daarvoor. Vra die Here, maandag bid ek daarvoor, dinsdag bid ek vir my finansies, ek bid vir geld, ek bid vir my beleggings as daar is, ek bid vir my apparate, ek bid vir my motors, ek bid vir my motorfietsse. En voordat ek 'n kar koop, bid ek en sê, Here, as dit U wil, en kom wys vir my wat die beste is. Ek kan wonderwerke neerskryf.
Ek en jy het 'n begeerte dat dit met ons sal goed gaan, dat ons nie skaamstal staan finansiëel nie. Bid daarvoor is jou begeerte. God hoor, dit is ook sy begeerte. Maar doen dit op sy manier. Woensdaag bid ek vir Suid-Afrika. En hoe 'n nood is daar nie. Ek bid vir die leiers, maar ek bid ook vir my aangetroude familie, my neefies en my niggies, party van hulle so ongered soos hoekpale. Bid vir hulle. Een is in Dubai, een is in Kanada, een is in Engeland. Ek bid, Here, asseblief, moenie laat hulle doodgaan sonder U nie. Ek bid vir hulle, want dit is my begeerte, dat hulle God sal ken. Ja, ek en jy moet bid vir ons families. Kom ek sing gou 'n liedjie wat ek geskryf het oor oupas en oumas wat bid. Ons ouers en grootouers het die koninkryk gebou, vir God gewerk en ons geleer om op hom te vertrou. Hulle lewens is gekenmerk deur die vrug van die Gees. En hul grootste wens was om naby God te wees. Ons oumas het vir soveel jaar in God se diens gestaan. Hulle het gebid en ons geleer vir vrug in God se naam. En hoe vir hul familie het hul by God gepleit, dat niemand sal ontbreek nie in die huis van die ewigheid. Ons erfenis is vir ons mooi, onberekenbaar, onbepalend kosbaar. Ons erfenis is so mooi. Ons wil dit bewaar. En papa, jy het 40 jaar God se woord bedien. En mense kon in jou veel van die Here sien. En later het jy krom geloop, jou knie wou nie meer nie. Steeds het jy die woord gepreek, niemand kon jou keer nie. Ons erfenis is vir ons mooi, onberekenbaar, onbepalend kosbaar. Ons erfenis is so mooi. Ons wil dit bewaar. En ons sê dankie aan U, ons wil U prys en loof vir ouers en grootouers, die reuse in geloof. Mense met swakhede, maar mense wat kon sien dat die lewe eintlik Christus is en dat ons hom moet dien. Jou erfenis is dalk ook mooi, onberekenbaar, onbepalend kosbaar. O, jou erfenis, maak dit mooi. Jy moet dit bewaar. En nou is daar bedienaartjies tot in hierdie geslag, wat God dank vir julle vasbyt en jou geloof se krag.
En deur die bloedlyn kyk ons terug, terwyl ons Jesus prys. O kyk net hoeveel genade het God aan ons bewys. Ons erfenis is vir ons mooi, onberekenbaar, onbepaald en kostbaar. Ons erfenis is so mooi. Jy moet dit bewaar. En jy doen dit deur gebed. Deurdat jy God vertrou vir jou kinders, vir jou kleinkinders, vir jou lewe. Donderdag bid ek vir my liggaam, van my kop tot by my toon. Ek gaan deur my liggaam. En ek praat teen kanker, en ek praat teen suikersiekte, en ek praat teen dit, en ek praat teen dat, en ek sê, hier is hierdie organe, en dis u se Here, en seën dit, en vat my soos u wil, wanneer u wil, o Here. So tussen hakies, jy kan selfs vra hoe jy wil doodgaan. Beide my skoonmoeder en my vader, wat die Here baie lief gehad het gevra om in hulle slaap te gaan. Hulle het gaan lê, en het hulle oë in die hemel oopgemaak. Bid vir jou liggaam. Party van ons het genetiese probleme, party van ons het oorgeerfde probleme, want ons sit met 'n geskiedenis in ons families van hartaanvalle of wat ook al. En dan is dit 'n groot uitdaging, maar moenie glo wat die geskiedenis vir jou sê nie. Wees versigtig, wees wys, maar kry dit van God en vra vir hom dat sy hand op jou liggaam sal wees. Bid daarvoor, wees spesifiek. Vrydag bid ek vir my siel, want die siel is die groot karnalie. En die siel is die hoofkwartier van jou gevoelens, jou emosies, van jou wil en van jou denke. Baie van ons lewe met toksiese gedagtes en dit vergiftig ons hele lewe. Ons het nodig om ons sielsarea onder kontrole van God te sit. Bid vir jou siel. Saterdag bid ek vir my bediening en Sondag bediening. Sterewel. Skus, laat ek dit met jou deel, maar ek doen dit om jou te help. Of vir jou te sê, man, laat jou begeertes en alles bekend word by God. Praat met hom as jy dit kan neerskryf, nog beter. Nog beter. As jy lewe behoort aan hom. Maar, en nou wil ek afsluit. Ek en jy moet altyd met ons begeertes kom in 'n gesindheid van groot nederigheid en ondergeskiktheid aan hom. Die Bybel sê in Psalm 145 vers 19, aan die wat God dien, gee hy wat hulle vra. Wat hom dien. Matteus 6 sê, wees nie bekommerd oor wat jy gaan eet en so nie. Soek my koninkryk, maak my koning, en wat jy nodig het, sal vir jou gegee word. Ons kom dus met, Here, hierdie is my begeerte, ek wil dit graag doen, ek het hierdie droom, Here, wat sê jy daarvan? Maar Here, kom neutraal voor u, en as dit nie van u is nie, dan wil ek dit nie hê nie, want dan gaan dit 'n gemors wees. Here, as dit kan, laat hierdie droom werklik word, gee vir my hierdie begeerte van my hart. U woord sê, u gee dit graag aan hulle wat u ken en u liefhet en wat hulle verlustig in u. Daarom het ek vrymoedigheid om dit vir u te vra. Maar Here, u weet mos wat die beste vir my is. En as u dit nie wil doen nie, is dit reg. Ek gaan u nie druk daaroor nie. Paulus het 3 keer gebid, ag Here, vat tog hierdie pynprobleem weg, of hierdie doringprobleem. Dit was dalk nie eens pyn nie, ons weet nie wat dit was nie, hy praat van doring in sy vlees, maar iets wat vir hom geïrriteer het, en hy sê, ag, wil jy dit nie maar wegvat nie, asseblief, dis my begeerte, Here. Hy sê, en toe hy 3 keer gebid het, toe weet hy, God sê vir hom, nee, ek het dit met 'n doel vir jou gegee. Laat jy nie groot kop word nie, Paulus. Sê, is reg, Here. Ek sal hierdie doring dra. Dis fyn, ek sal dit doen.
Jy sien hoe langer jy die Here dien en hom liefhet, hoe meer word jou begeerte, wat jy uitspreek, sy begeerte, maar andersom ook, word sy begeerte jou begeerte. Dan vra jy naderhand nie vir goed wat jy weet teen sy wil is nie. Jy sê, Here, my begeerte is om te doen wat U wil hê. Want ek het geleer wat U wil hê, my lewe is die beste vir my. En daarom, Here, wil ek sê, doen soos U wil. En baie dankie dat U dit vir my sal gee as U wil. Ons kan nou die lied gesing, doen slegs U wil, Heer. U wil met my, U pottebakker met my die klei, vorm my en maak my, net soos U wil. Op U bly wag ek, nederig en stil. Doen wat U wil doen in my lewe. Ek vertrou U, want ek weet wat die beste is, sal U vir my gee, o Here. Jy sien daar so iets soos selfsugtige begeertes. 'n Selfsugtige begeerte is wanneer jy ten alle koste God se arm draai om te kry wat jy wil hê. Here, sit net U stamp of approval. Sit net U toestemming daarop. Ek wil dit hê, gee dit vir my. Let's go. Baie mense gebruik God daarvoor. Dit gaan eintlik net oor hulle self. En die resultate is altyd negatief. Ek dink aan Jakobus 4, waar die skrywer van die boek van Jakobus praat daaroor. En hy sê, julle het nie, want julle bid nie. En dan bid julle en julle ontvang nie. Kom ek lees, dit is so mooi hier. Hy sê, waar kom die stryd vandaan tussen julle? Die rusies. Dit kom van julle selfsugtige begeertes, man. Dit voed die binnekant in julle. Julle wil dinge hê, maar julle kry dit nie. En dan wil julle selfs moord pleeg daaroor en jy word jaloers op 'n ander ou, omdat julle nie in die hande kry wat julle wil hê nie. En dan maak julle rusie en julle beklei. En julle kry nie, omdat julle nie bid nie. Julle wil dit net vat. As julle bid, ontvang julle dit ook nie. Omdat julle verkeerd bid. Julle wil net julle selfsugtige begeertes bevredig. Hy sê, man, doen God se ding. Moenie op die wêreldse manier opereer nie. Wie 'n vriend van die wêreld wil wees, wys dat hy 'n vyand is van God. Hy sê die Heilige Gees wil hom vir jou hê. En God gee sy genade en hy weerstaan die hoogmoediges. Kom nederig na hom toe. Onderwerp jou dan aan God, man. Staan teen die duiwel. Dis dalk hy wat daai begeerte in jou hart gesit het. O, Here, ek wil asseblief trou, gee my 'n vrou. Maar dit moet Antoinette wees. Nee, sê die Here, dit moet Jeanette wees. Dis nie Antoinette nie. Maar ons probeer vir hom oortuig, asof hy nie die beste weet nie. Staan die duiwel teë, laat hy kan wegvlug. Nader tot God, hy sal tot jou nader. Kom na hom toe, onderwerp jou, vers 10, in nederigheid voor die Here, en dan sal hy jou verhoog. Een van die aangrypendste gedeeltes lees ek in Psalm 106 vers 15. Jy sal onthou, daai Psalm is geskryf na aanleiding van die Hebreërs wat losgekom het uit Egipte en wat toe manna ontvang het in kwartels en toe later aan begin moan het en gegroun het, hulle het gegogoesmos, dis die Griekse woord, gogoesmos, en God haat 'n klaande mens, en hulle het gekla en gesê, ons kan nie meer hierdie manna aan die oë kyk nie, dis manna pastei, dis manna Dagwoods, dis manna koeksisters, dis manna dit, dis manna dit, ons kan dit nie meer eet nie, gee vir ons vleis, en gee vir ons die vleis van Egipte. Wie wat sê Psalm 106, daar staan, en toe het die Here vir hulle gegee wat hulle gevra het.
Maar daar het 'n Maarte gekom in hulle gees. Die Engels is, God gave them what they wanted, what they lusted. Die oorspronklike woord is, they lusted. Hulle het passie gehad, and they lusted after it. And God gave them their desires, but He brought a leanness in their souls. Partymal is dit die ergste ding wat jy voor kan bid. Here, gee vir my. Gee vir my. Gee vir my. Op 'n dag kan die Here besluit, ek sal dit gee, sodat ek jou 'n les kan leer. En die hart is bedriegliker as enigiets anders, sê die Bybel. Partymal kom ons selfs met mooi geestelike goed en sê ons, dis my begeerte vir die Here, maar eintlik is dit net jy. Ek kan nie vir jou sê hoeveel ouens het deur die jare na my toe gekom en vir my gesê, ek wil 'n ster wees vir die Here, help. Die ergste is die mammas. Die mammas kom soos die mammaatjie van die seuns van Zebedeus, wat gekom het na Jesus toe en gesê het, ek wil tog vir jou 'n gunsie vra. My begeerte is, as jy in die hemel kom, moet hulle tog aan die linkerkant en die regterkant van u sit. Sal jy dit vir my doen? Dis my begeerte, asseblief. Jesus sê, vra jy nie 'n koek en klou wat jy vra nie. Hulle gaan deel hê aan my lyding. Maar dis nie vir my om te besluit waar hulle sit nie, dis die Vader wat daaroor besluit. Maar hoeveel mammas wil hulle kindertjies, jy het 'n begeerte vir jou kind, ek verstaan dit, jy wil die beste vir jou kind hê, ek verstaan dit, en nou druk jy jou kind in 'n rigting, en jy vernietig jou kind, want dis nie God se roeping vir jou kind nie. My oudste seun doen 'n program op die televisie al vir 20 jaar oor visvang. Hier gaan ons alweer, en hy doen 4 by 4 programme. Hy het eers gesing vir die Here. Hy het eers 'n tienerbediening gehad, baie suksesvol. En ons was so trots op hom, want ons het gesê, kyk, hy sing net sy pa. En dan sê die oulik nie, ons is so bly, dankie Here, dankie. En die volgende dag toe sê hy, pa, ma, ek wil nie meer sing nie, ek wil gaan visvang. En ons het hom so gekyk en vir hom gesê, Petrie, gaan vang 'n vis, dan kom jy terug en sing jy weer. Nee pa, jy verstaan nie mooi nie. My passie, my begeerte is om vis te vang, en jy het my geleer, pa, so is jou skuld. Ons moes aanpas by sy begeerte. En hy is 'n groot sukses, hy het vir Suid-Afrika vis gevang in baie lande, en hy is 'n getuienis vir mense met sy visvang. Moenie jou begeerte afdruk op God nie. Praat met die Here. Luister na hom. Laat sterf jou eie droom 'n oomblik, jou eie begeerte, en sit dit op die altaar van sy wil. En vra vir hom, wat sê u, o Heer? Want op die ou einde is dit alles genade. Maar die Here is lief vir ons, hy wil vir ons die beste gee. Kom ons sê soos Koos Du Plessis. Laat my nooit u grond verlaat nie, en laat my in u skadu bly. Gee dat elke aardse vreugde en vrees eindelijk nietig word vir my. Elke afdraai paadjie ken ek. Elke keer het ek gedwaal, maar elke keer het u my weer iewers kom haal. Maar
dit, o Heer, die laaste maal. Elke dag is 'n gedagte en elke kamer net gehuur. Elke aardse droom van rykdom en van roem is net maar 'n skadu teen die muur. Wat ek is net genade. En wat ek het, dit is net geleen. En eintlik smag ek na die waters van u rus. Lei my hier vanaand daarheen. Sê vanaand, dit is mos die waarheid. Ons drome is mooi, maar ons lewe is so kort. Wat ons is net genade. En wat ons het, man, dit is net geleer. En eintlik smag ons almal na die waters van sy rus. Lei ons hier vanaand daarheen. Lei my hier vanaand daarheen. Kom ons sluit af met 'n kort gebed. Ek weet nie wat die Here vanaand vir jou gesê het nie. Ek het probeer sê, jy mag maar jou drome en jou wense en jou begeertes in alles aan hom bekend maak, sê dit vir hom. En kom met 'n oop gemoed, maar met nederigheid, Here, laat u wil geskied. En lewe met hoop in jou hart vorentoe, ook in hierdie jaar. Mag jou drome verwerklik word in Christus. Mag jy suksesse sien. Mag van jou wense vervul word. Mag jy skyn en glinster soos sterre in die donker ruimtes. Mag jy die lig wees op 'n staander wat vir mense wys dat daar lig in jou is. Miskien moet jy net antwoord daar waar jy sit. Miskien moet jy weer 'n droom net uitspreek vir die Here. Miskien moet jy net weer jou hand in sy hand sit en sê, lei my op die regte pad. Wat dit ook al mag wees, doen dit gou net in 10 sekondes. Praat met hom. Hy hoor. Dankie, Heer. Bid dat die drome sal vervul, die drome wat u vir mense gegee het, dat vrees en twyfel en prokrastinasie uitstel, dat dit nie in die pad sal staan van die wonderlike drome wat u wil waarmaak in hulle lewens. Geef hulle geloof in u, stap saam met hulle in Jesus se naam, vervul hulle met u vrede en die blydskap. Amen. Baie dankie, ons sien môre aand as die Here wil, en dan weer eens môre aand gaan praat oor, hoe bid jy nou eintlik? En so ietsie daaroor. Gaan asseblief huis toe. Jy is welkom. Ons gaan nie die kollekte opneem nou vanaand nie, né, Bernard? Dit is gratis en vry, né? Dit is soos die evangelie is. Hallo my kindjies hier weer, wonderlik. Rustige nag vir julle, ek hoop dat dit goed gaan met julle, hoor, liefde. Ook wou net sê, daar is nog Bybels, kinderbybels beskikbaar, R40 goedkoper is in die winkel. Ek het so 'n paar nog oor. Daar's 'n 3 CD stel van my vir R130, my 50 gewildste treffers, wat ek deur die jare opgeneem het, as jy belangstel.
Dankie.